vanmôre opgewonde om die woord van Here aan die voor te hou met die tema rykdom of roeping. Baie van ons staan voor hierdie keuse in ons lewens. Baie keer in ons lewe staan ons voor die keuse, kies ek rykdom of kies ek 'n roeping? Wat gaan ek doen van die twee? Ek moet kies, want as ek hierdie doen, ek weet dit kan vir my meer inbring. Maar is dit wat die Here wil hê, of moet ek by my roeping bly? Ek wil tog nie krepeer van ellende nie. Ek wil tog nie altyd swaar kry nie. Ek hoor baie mense het hierdie storieetjie wat hulle vertel en ek wil dit sommer gou vinnig regstel, want ek het 'n aansienlike en wesentlike probleem daarmee dat hulle sê ja, maar onthou, jy moet onthou as jy vir die Here wil werk, gaan jy swaar kry. Dis 'n absolute leuen, soos die duiwel dit vir jou gesê het ook. Dis 'n leuen. As jy God gaan dien in gees en in waarheid, sal God vir jou sorg, want hy sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles wat nodig is sal ek vir julle gee. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. So, roeping is baie belangrik. Kom ons gaan aan, Hebreërs 11, vers 24 tot 26, ek lees ook 'n ou vertaling, sê die woord van die Here mooi. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank, let op dit, 'n tyd lank, sê saam met my, 'n tyd lank, dis nie vir ewig nie, 'n tyd lank, die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het, as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Woo, glory to God. Jy is so opgewonde en ek saam met jy opgewonde. Amen. Ek wil hê jy moet hierdie deel baie mooi verstaan. Dat Moses het gesê, nee, ek kan nou die Farao, die magtigste man op daardie tyd, die man met al die rykdom, al die geld, alles wat daar is, ek is sy kleinseun. Ek kan teen die volgende opvolger wees. Ek gaan die volgende koning wees. Ek gaan die volgende Farao wees. Dit was vir hom eintlik in sy skoot, die weg was vir hom uitgelê. Hy het gesê, nee, ek het 'n ander plan, want God het 'n ander plan met my. En ek wil hê jy moet hierdie saak baie mooi verstaan, dat Moses kom op 'n plek wat hy sê, maar hierdie is net 'n tyd lank wat ek dit gaan hê, of ek kan altyd in die guns en die seën van die Here wees. Halleluja, ek wil hê jy moet weet dat Moses het alles gehad wat 'n mens kon hê, status. Ek meen, wat sy hoër status, wêreldse, aardse, tydelike status is daar, as om die kleinseun van Farao te wees. Van die Farao. Tog kan ons verder, ons kyk, rykdom, Egipte was op daai stadium die wêreldryk van sy tyd. So hy het nie bietjie gehad nie, hy het bietjie baie gehad. Opvoeding, beste skole, colleges, mentors, noem dit, hy het die beste ouens was in plek om hom te mentor, sodat hy top kon behaal van sy lewe. Invloed, hy was op 'n plek wat as hy gesê het, sterf, dan sterf jou. As hy gesê het, lewe, dan leef hulle. As hy gesê het, gee, dan gee hulle. As hy gesê het, nee, dan sê het nee. Sy woorde het krag gedra. Hy het al die invloed gehad wat hy kon gehad het. Maar Moses se hart het aan 'n stem gehoor. Daar was 'n stem wat hom herinner het dat jy is nie 'n Egiptenaar nie. Jy behoort aan my. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie wêreld kan vir jou en my bied net wat hy wil. Maar daar's 'n stem diep binne elkeen van ons wat sê jy behoort nie aan hierdie wêreld nie. This old world can never hold me. For any moment I'll be gone. Hierdie wêreld en sy dinge kan my nie vashou nie, want God het 'n groter plan vir my. Halleluja. Die wêreld kan jou 'n titel gee, maar net God kan vir jou 'n identiteit gee. Ek wil hê jy moet dit mooi hoor, die wêreld kan vir jou 'n titel gee, maar net God kan vir jou 'n identiteit gee. Halleluja. Ek kyk na hierdie gedeelte en ek sien dat daar kom Moses op 'n dag wat hy besluit moet neem. Wat gaan ek kies?
Ek word wel groot in dit en ek sien die mooi hiervan, maar ek moet nou wel kies. Ja, ek besef ek hoort eintlik onder hulle. Ek is 'n gebore Israeliet, so ek behoort eintlik onder hulle. Maar weet jy wat? Ek het nou al hierdie weelde. Ek is uit my omstandighede uit. Hoeveel van ons sit baie keer, nee, Heer, as ek kan wegvlug, vlug ek. As ek kan uitkom uit hierdie goed uit. Hy sê nee, ek wil teruggaan na my volk toe. Want hier is 'n stem hier binne my wat roep, wat sê kom terug na my toe. En hy het geweier en hy het gesê nee. Hou julle titels, hou julle rykdom. Ek kies nie 'n tydelike troon nie. Ek kies nie gemak en roem nie. Ek kies nie menslike eer nie. Ek kies God se wil. Al kos dit my alles. En jy moet my baie mooi hoor, hy het gesê, ek kies God se wil, al kos dit hom alles. Hoeveel van ons sal werklik daai besluit neem? In vandag se dae. Ag, die Here sal verstaan. Kyk, die Here verstaan ons alles wat by ons gemaak kom. Ag, die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan. Here, U verstaan gelukkig. Staan daar, ek kies nou my rykdom, my invloed, my status, wie ek is. Ek vra vandag vir jou, besef jy dat Moses het Egipte, het hy 'n troon gehad, maar in God het hy 'n roeping. In Egipte het hy rykdom gehad, maar in God het hy 'n roeping gehad. Ek vra vandag vir jou, jy staan voor 'n swaar keuse in jou eie lewe dalk wat jy moet besluit. Ek kies die kort pad van ek het hierdie rykdom, ek het die maklike pad, ek het hierdie wat lekker vir my kan werk. Ek kies Egipte of ek kies dalk die lang pad. Die pad wat Moses gekies het, maar dis die pad van God. Wat sal jy vandag kies as jy voor die keuse te staan kom? Hebreërs 11 sê hy het liewer die smaad gekies, hy het eerder die pad van swaar kry gekies, hy het eerder die pad van verwerping gekies. Hy het geweet mense gaan hom uitstoot. Waarom? Is omdat Moses het nie net nou gesien nie, hy het verder gesien, hy het die beloning van God raak gesien, hy het die plan van God raak gesien, hy het die heerlikheid van God ervaar in sy binneste, want daar's 'n vuur hier binne my wat brand, ek kan nie hierdie dinge kies nie, hierdie is net 'n tyd lank. Is dit nie vir my hart verskeurend en ek wil dit hê, ek bid dat hierdie sosiale media aan die gons kry hierdie boodskap en laat dit oral gaan, reg oor Gauteng, Vrystaat en al hierdie provinsies wat julle kinders so stuur vir 'n vernietigende bymekaar kom tyd waar hulle self plat drink, uitmekaar uitsuip en rondslaap en op die einde van die dag van God vergeet en wanneer die genot weg is, dan steek hulle hand in hulle eie lewe en hulle wil nie meer lewe nie. Ons sit met 'n krisistans in Mosselbaai oor jonges wat nie meer wil lewe nie, omdat die tyd van genot was net 'n tyd lank. Besef jy ouer, waarmee sit ons? Nee, my seun, vat my kaart en gaan jol. Die jol is net 'n tyd lank. Die realiteit kom terug. Nou maak Boeta 'n einde, want ek sien nie kans nie, want ek het nie antwoord nie. Pa het nie my van Jesus geleer nie. Hy het gesê, gaan drink bietjie en kuier, jy verdien dit. Nou vra pa, waar's die Here? Nee pa, waar was jy? Ma, waar was jy? Toe jy jou kind weggegee het vir die wêreld, en nou wil jy huil, hoekom maak hulle dit nie? Wat gaan aan? Ek vra vandag vir jou, jy kan jou vererg vir my, ek het nie 'n saak nie, ek sê weer, ek is nie geroep om gewild te wees nie, ek is geroep om gehoorsaam te wees. Ek sê vandag vir die kind van God, jy moet 'n besluit neem, kies jy Egipte en sy rykdom, sy roem en sy status, sy vriende en sy mag, of kies jy God? Jy het 'n keuse, maar let daarop, die een is net 'n tyd lank, is net 'n tyd lank. Ons het al die jare gesê, ons bid dat die Here nie oor Desember kom nie, want ek dink dit gaan bietjie moeilik gaan. Want oor Desember val die waardes. In Desember is daar so vry vibe, nee, jongens. Desember is daar so lekker los vibe. Desember kyk ons lyfies.
Is dit so? Ja, kyk al die mans met hierdie sonbrilterne, want hulle kan nie deur die sonbrille sien nie. Ek sê nou vir jou, bid dat God jou help, want ek sê nou vir jou, as die Here kom, wil hy weet wat jou hart, hy weet wat jou gedagtes, jy moet God dien in gees en in waarheid. Ek sê nie daardeur ons gaan nie swem nie. Hey man, ons swem lekker. Ons oefen om te doop as ons hulle dip daar in die see. Ons swem en ons geniet onsself. Ons staan soos sardientjies daar in die son. So lyk soos krewe as ons huis toe gaan. Maar God is steeds in my hart. Ek het hom nie gelos by die kerk of by die huis nie. Want ek het 'n keuse geneem. For me and my house, we will serve the Lord. Amen. Vrouens, hoeveel van julle het vir julle mans verlof gegee om Desember te mag ander vrouens vat? Dis Desember. Dis 'n lekker tyd. Sonskyn-tyd is 'n lekker tyd. Niemand. Kyk, God het ons ook nie verlof gegee nie. Kom ons dien hom. Amen. Hy sien na hierdie saak, kyk Moses sê, besef, maar ek wil by God se beloning bly, want dit is vir my meer werd. God se beloning is meer werd as enige iets wat die wêreldryk my kan bied. Hy sê God se seën is meer werd as wat die wêreld vir my kan gee. Ek wil by God bly. Ek besef hier's twee paaie voor my. Ek moet kies. Die een pad is die pad van Egipte, die ander pad is die pad van Moses. Die pad van Egipte is gemak, roem, sukses, menslike aanvaarding, maar sonder God. Hoekom dink jy soek baie wêreldlinge nie God nie? Weet jy hoekom soek mense nie God nie, of hoekom soek hulle nie 'n kind van God in hulle geselskap nie? Jy sê niks nie, man. Ek bly doodstil, maar hulle verdwyn. Dit lyk of ek melaatsheid het as hulle uitvind ek's 'n kind van God. Weet jy hoekom? Want hulle voel geoordeel. Hulle sondes oordeel hulle wanneer die gees van God inkom, want duister is mooi tot die lig inkom en dit openbaar. Dis hoekom die wêreld nie by jou wil sit nie. Nie omdat jy hou jou skyns heilig nie. Nee. Ek dien die Here in gees en in waarheid. Ek sit nie daar en veroordeel elke ou wat dors is nie. Ek veroordeel nie elke ou wat daar suig en buig voor 'n klein dingetjie nie. Wat buig voor 'n verslawing nie. Ek bid dat God jou wel sal red, maar ek is nie daar om jou te veroordeel nie. Maar jy voel veroordeeld omdat die gees van God wat binne my is, nie saamstem met die gees wat deur jou manifesteer nie. Die wêreld voel veroordeel deur die kinders van God. En sê hulle, do not judge. Nee, jy het jouself gejudge. Want weet jy wat? Jy was dalk op die skaal en jy stillig bevind. Ek vra vandag vir jou, wat kies jy? Die pad van Egipte of die pad van Moses? Moses gaan hy sê, ek het 'n prys om te betaal. Ek gaan nou nie saam met hulle lekker jol nie. Ek gaan nou nie alles doen wat die ander kan doen nie. Ek sal maar by die huis bly. Ek sal met my vriende bietjie maar eer uitgaan. Ek sal ander dinge gaan doen. Ek is bereid om daai opoffering te maak. Soms is dit swaar. Soms gaan dit nie so lekker met my gaan soos wat ek hoop nie. Soms gaan mense ook maar teen my draai en my snaaks aankyk. Ek gaan dalk uitgeskei word. Maar ek kry God in my lewe wat die Rooi See kan kloof. Ek kry God in my lewe wat die kraaie en die manna stuur. Ek kry God in my lewe wat van hierdie staf 'n slang kan maak. Ek kry God in my lewe wat uit die rots uit water laat kom. Ek kry God in my lewe wat die onmoontlike moontlik maak. Ek kry God in my lewe wat antwoord gee. Ek kry God in my lewe wat my in staat stel om te doen wat hy wil hê. Ver bo my denke en bo my vermoë en my verwagtinge. Amen. Ek gaan vir God kies. Julle kan kies wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Glory to God. Sabaronda kasababayenda. God gebruik mense wat bereid is om iets te laat gaan. Maar jy moet my mooi hoor nou. Hierdie is harde woorde.
God gebruik, nie altyd nie, maar grootendeels, kan jy gaan kyk in die woord, graag mense wat bereid is om op te offer vir hom. God soek mense wat bereid is om te offer vir God se roeping in jou lewe. Mense wat sê, my salwing is meer werd as 5 minute se genot. Toe die beproewings my lewe ook langskom, en glo vir my, dit het al, het ek gesê, Here, 5 minute se genot of my salwing weeg swaarder. So 'n bietjie wêreldse plesier of my salwing weeg swaarder. 'n paar rand in die bank wat ek dalk op 'n oneerlike manier of 'n wyse maak, my salwing weeg steeds swaarder. Aansien by mense, my salwing weeg steeds swaarder. Ek sê vandag vir jou, ek gaan nie laat die wêreld my wegtrek van my salwing af nie. Ek vra vir jou, is jy bereid om op te offer dit wat die wêreld jou kan bied, sodat jy God kan behaag? Is jy bereid om alles te offer? God verwag nie alles nie, maar is jy bereid om alles te offer? As ek sê God verwag nie alles nie, sê ek, God verwag jou alles, maar hy gee weer vir jou terug, want God verwag nie, jy moet jou gaan toesluit in 'n kamer en heeldag Bybel lees en bid, as jy hom bevolg nie. God stuur ons as 'n lig in 'n donker wêreld. Hy stuur ons om die lig te laat skyn en sy heerlikheid. As ons soos 'n klomp suurknolle gaan sit daar, gaan hulle definitief nie soos ons wil wees nie. Ons het blydskap, ons het die heerlikheid van die Here in ons. It's a joy unspeakable and full of glory. Die wêreld gaan jy sê, hoorie maar, hier, ons was almal nou lekker bly, maar hier, nou het my kop is nou seer, wat smile jy? Sê ek, nee, ek smile nou lekker, want ek het nou begin smile. Ek het nou gelag saam julle, nou lag ek vir julle. Kom ons gaan aan. Ok, in elk geval, nou, sê die Here, as jy my kies, kan ek jou gebruik om my volk te lei. Moses, as jy my kies, gaan ek jou gebruik om my volk te lei. Moses, as jy my kies, gaan ek jou gebruik om die see te kloof. Moses, as jy my kies, sal jy my wet dra. Jy sal my woord uitdra. Ek sê vandag vir jou, baie van ons wil die woord uitdra, maar jy gaan eers die keuse moet maak, of jy God kies bo die wêreld. God kies nie enige ou om sy woord te dra nie. Hy kies hom en haar wat bereid is om te sê, Here, ek wil die woord uitdra, ek is bereid, ek gee op die wêreld en sy dinge, ek wil U dien. Nou sit ons met 'n ander probleem. Baie van ons los Egipte buite, in die uitwendige of die buitemens. Maar het jy Egipte binne gelos? Dis een ding om te sê ek dien die Here en op te daag vir kerk. Is 'n ander ding as ek heeltyd in my binneste verlang na die vleispotte van Egipte. Is 'n ander ding as ek heeltyd hier binne verlang, ek soek meer van die wêreld. Ek soek geld, ek soek aansien, ek soek rykdom, ek soek eer. Dan is Egipte nog steeds binne jou. Who are you fooling? Jy moet die transformasie binne ondergaan sodat dit buite kan reguit manifesteer. Amen. Amen. Ja, dis nie so bad nie, smaal bietjie. Amen. Ek wil hê jy moet hoor vandag, God wil jou gebruik, God wil jou seën, God wil jou vir ewig seën. God wil jou nie net vir 'n tyd lank seën nie. Maar die ewige seën beteken Egipte moet binne en buite uit my lewe uit verdwyn. Gaan gou met u 3 diep waarhede bespreek wat nodig is as jy op die einde van die dag God voluit wil dien. En sukses wil hê, moet jy eers besef, ek is nie geskape vir Egipte nie. Amen. Sê vir een langs jou, ek is nie geskape vir Egipte nie. God het ons op aarde laat gebore word, nie om die wêreld te dien nie, maar sodat hy deur ons verheerlik kan word. Jy is nie geskape vir Egipte nie. Tweede een, daar's 'n prys te betaal. Is jy bereid om die prys te betaal? Neem jou kruis op en volg my. As jy nie bereid is om dit te doen nie, as jy die koninkryk van God nie werd nie, dis wat die Bybel sê. Sê ek daardeur, jy moet heeldag Jannie jammer gesiggie wees? Julle stout, julle wat lag nou. As jy nie bereid is om 'n prys te betaal en op te offer wat die wêreld jou bied nie, kan jy God nie behaag nie.
is soos 'n man wat in sy vryheid is en hy het al die girls gevry so op die sideline. En hy sê mos vry in die bondel en bly fiks. Nou wil hy 'n vrou hê, maar hy wil steeds vry langs die kant. Vrouens, is julle happy met dit? Nee, julle is selfsugtig. Julle is judgmental. Ek wil nie na julle kerk toe gaan nie. Kom ek sê nou vir jou, wanneer die liefde volkome word, onttrek ek my in elk geval van die invloede van buite, want ek is toegewyd aan God. Halleluja. Halleluja. Moses het arenas vol mense kant toe geskuif, maar hy het die aanskouing van God se heerlikheid bekom. Hy het gesien toe God verby beweeg, kon hy hom aanskou. Is dit nie kosbaar nie? Meer werd as alles wat die wêreld kan bied. En die derde een is, God beloon gehoorsaamheid meer as wat sukses jou sal beloon. God beloon gehoorsaamheid meer as wat sukses jou sal kan beloon. Egipte gee goue bekers en gee status, maar God gee ewige lewe. God gee ewige erfenis. God gee vir jou die prys bo alles. Vandag vra ek vir jou, wat is jou Egipte wat jy moet los? Wat is jou Egipte wat jy vanmôre die keuse op moet maak om te sê ek kies jou nie Egipte, ek kies God? Is dit dalk 'n skelm verhouding? Is dit dalk oneerlike wins? Is dit dalk inkoop of omkoop sodat jy kan status hê? Is dit dalk iets in jou lewe wat jou laat beter voel oor jouself, laat dit dalk 'n verslawing of iets is? Egipte is vanmôre kom hy in baie vorme na ons toe. Jy het 'n keuse. Gaan ek Egipte volg? Dis die lekker pad nou vir my. Of gaan ek God volg? Die roeping van God in my lewe. Ek vra vanmôre vir u en ek is so bewus van die salwing. Ek pleit vanmôre by u. Hierdie wêreld kan jou nie bied wat God jou kan bied nie. Hierdie wêreld kan nie vir jou gee wat die salwing van God op jou lewe vir jou beteken nie. Dis net vir 'n tyd lank. Dis net vir 'n kort tydjie wat die wêreld dit vir jou gee. Die vyand trek jou net in dat jy dit geniet. Dan slat hy vir jou en los jou op die grond. By geleentheid vir my kinders gesê en ek het vir my seun hart gesê, as die wêreld jou intrek en jy gee mee, gaan hy jou ergens los, verpletter langs die pad. Maar ek bid God dat hy my genade sal gee om daar vir jou te wees. Want ek sal jou weer optel. Maar jy het 'n keuse. Wil jy die Egipte pad stap of wil jy die Moses pad stap? Jy het 'n keuse. Wil jy doen wat die vlees wil hê of wil jy doen wat die gees wil hê? Paulus skryf Galasiërs 5:6 en hy sê wandel die gees sodat jy begeerlikhede van die vlees volbring nie. Die gees staan teenoor die vlees en die vlees teenoor die gees sodat julle nie kan maak wat julle wil nie. Hy sê want dit wat die gees bedink is dinge van God, maar wat die vlees bedink is die wêreld en sy sondes en sy ongeregtighede. En vanmôre sê ek vir jou kind van God, as jy God wil dien, dan moet jy die vlees kruisig en jy moet in die gees kom en sê Here, ek soek U met alles wat in my is en jy moet God behaag. Sê amen. Ek vra vanmôre vir jou, as jy nou die keuse moet maak, niemand sit 'n geweer teen jou kop nie. Gaan bepeins oor hierdie saak. Kies jy Egipte of kies jy God? Die keuse is joune. Ek pleit vanmôre by die volk van die Here. Die Here lê dit swaar op my hart. So my moeilik is 'n vakansietyd. Almal is in 'n lekker mood. Nou voel dit ek moet die mood spoiler wees. Maar ek wil gou vir jou sê, dit spoil nie jy moed as jy werklik die Here dien nie, hoor. Jy kom kuier bietjie by my, jy gaan sien, yes, ek dien die Here met alles wat in my is, maar ek lewe 'n lekker lewe.
Ek speel golf, ja, partykeer voel dit soos 'n vasdag. Dit gaan swaar. Ander dae dan voel ek, hey, ek het julle gesê ek kan daai bolletjie raakslaan. Party dae dan swem ek, kan geniet ek dit. Ander dae dan sê ek, is koud, ek sit hier en kyk vir julle. Ek geniet my lewe. Ek ry 4x4 en ek hou van jag en ek geniet my lewe. Maar weet jy, in elke ding wat ek doen, is God saam met my. En alles wat ek doen, erken ek hom en gee ek hom eer. Ek stap daar op die golfbaan, en stap ek saam met die mense, ek het voorheen gehad om nou 'n pro-am te speel as 'n amateur saam met van die senior pros in ons land, en ek loop so saam met hulle, hey, dink jy is net tyd vir stap? Die bol is ver, man. Hey, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? Ken jy Jesus? Partykeer voel hy so gejaag, dalk moet ons bietjie rustig raak. Jy begin met 'n praat, as jy weet ek gee hom evangelie. Daai ou bid nooit so dat daai 9 pypies moet klaar kry nie. Ek gee hom evangelie. Weet jy hoe lekker gee evangelie vir ou langs jou op die vliegtyg? Hy kan nêrens heen gaan nie. Hy kan nie duiwel vat en loop nie. Waartoe gaan hy gaan? Jy gee hom evangelie. Jy het 'n keuse. Kies ek Jesus? Of kies ek die wêreld? Ek pleit vanmôre by u. Maak asseblief die regte keuse. God het vir jou in 'n posisie geplaas wat dit goed gaan met jou. Jy het die keuse of jy dinge reg doen, jy het die keuse of jy dinge verkeerd doen. Jy het die keuse of jy die regte pad stap, jy het die keuse of jy verkeerde pad stap. Jy het die keuse of jy mense wil gelukkig hou, jy het 'n keuse of jy God wil gelukkig hou. Ons almal, baie van ons kry familie en vriende nou oor in hierdie tyd. Nou vir jou is dit jou huis, is jou plek waar jy die Here hopelik dien. Vir hulle is dit 'n plek waar hulle kom vakansie hou. Dis daai onbekeerde verlof 2 weke wat hulle voel hulle het. Gaan jy by hulle inval of gaan jy by God inval? Ek vra vandag vir jou. Maak asseblief die regte keuse. Maak asseblief die regte keuse. Julle moet kies want die paaie is 2. Ek het volgende week 'n groot woord wat die Here my gegee het. Vanmôre toe Isolde daai prentjie opsit van die 2 bome. Sê ek, Here, dis 'n bevestiging van die woord. Ek het amper my boodskap omgeruil somme. Ek gaan volgende week met u praat oor die boom. Ek gaan met u praat 'n wonderlike openbaring wat God my gegee het oor die boom. So moet dit nie mis nie. Ek sluit af vanmôre. Moses, jy's nie waar jy hoort nie. Moses, ek het jou geroep vir meer. Moses, ek pleit by jou. Here, maar ek kan nie. Here, ek kan nie praat nie, Here, ek kan nie dien nie, Here, ek kan nie dien nie, ek kan nie so nie, ek kan nie sis nie. Ag, Here, ek het al my verskoon. Vanmôre sê God, ek pleit by jou. Wil jy jou roeping uitleef of nie? God gee jou 'n kans terwyl dit gunstige tyd is. Hoor vanmôre die woord van die Here, nie ver van hierdie dag af nie. As jy nie die regte keuse maak nie, sal dit vir jou tot groot skande wees en jy sal weet dat God vanmôre met jou praat. Jy's te veel besig met dinge wat jy nie moet wees nie. God sê vanmôre vir jy deur my diens. Dis nou die tyd om die regte keuses te maak. Hoor vanmôre die woord van die Here. Sabaronda kasababayenda, is mense wat wegkom met goed wat jy weet, die tronkdeure kan agter jou toesluit. Die Here sê vir jou, as jy nie gaan stop met daai paaie nie, sal 2026 'n jaar wees wat jy sal onthou. Dit sal nie 'n goeie jaar wees nie. Maar as jy vir God 'n kans gee, sal hy jou vrymaak. Ek staan by geleentheid en ek sluit met dit af vir 'n groep jong mense en ek hou diens so lekker kamp wat ons hou. Jeugkamp, ek sê nee, ek gaan nie met hulle nou daar in die kerksaal kerk, ons hou sommer om die vuur. Here, trek my in die gees om daai vuur. Ek is al om daai vuur, ek weet nou nog nie, het hy my nie gebrand nie, maar eintlik weet ek. Want daar's 'n 4de persoon saam Saterdag meesig op die 9 ook gewees.
En ek gaan staan voor 'n groep jong meisies en ek sê, so sê die Here vanaand vir jou. Jy staan die jong dame en ek wys haar nie uit nie, want God gaan jou nie in verleentheid sit voor almal nie. Daar staan gelukkig so 'n groep. Ek sê, so sê die Here vanaand vir jou, as jy jou lewe nou omdraai, sal God jou lewe omswaai en hy sal met jou wees. Maar as jy nie vanaand die besluit neem om Jesus te dien nie, sal jy uitvind jy swanger op die aand hier waar jy staan. Jy sal skool klaar maak met 'n babatjie op die heup. Daai selfde meisie het skool klaar gemaak met 2 babatjies op die heup. Na daai aand, 2 weke later, toe bel papi my en hy sê, ja, my dogter is swanger. Ek sê, God het met haar gepraat, sy wou nie luister nie. Ek sê vanaand vir jou, skande sal jou tref as jy God nie wil dien nie, want dis wat die wêreld doen. Die wêreld is nie daar om jou net te boost nie. Hy boost jou tot op 'n punt, dan onttrek hy, dan lag hy vir jou. Want jy gaan vir God die skuld gee. Is dit so? Kyk, die duiwel maak jou op die swaai. Hy maak jou op die swaai, jy val af en jy gee vir God die skuld wat niks meer uit te waai het nie. Dis ongelukkig die mentaliteit van die mens. As God in beheer was, het jy nie seer gekry nie. God wil nie jou seer maak nie. God wil nie hê jy moet verneder word nie. Maar jy moet vanaand, jy moet vanmôre, jy moet vandag die keuse maak. Ek het baie mense gewaarsku. Ek sê asseblief, die Here wys my, jy's besig met iets verkeerd, stop dit. En lag hulle vir my. Laat weer hierdie Bobbejaan. Hierdie Bobbejaan weet nie veel nie, maar hy weet wat God vir hom sê. 2-3 weke later, dan sit hy in die grootste verleentheid en huil. Pastoor, jy moet nou kom. Jy moet nou kom. My huwelik is in duie. Ek sê nie, ek gaan nie nou kom nie. Jy wou nie luister toe God sê jy moes kom nie. Ek sal nie nou kom nie. Ek weier, ek eet nou lekker. Want die kerk moet spring wanneer jy wil hê hy moet spring. Ek wil vir jou sê, God spring nie vir jou nie. God spring nie agter jou tantrums aan nie. God word beweeg deur geloof en gehoorsaamheid. God word nie beweeg deur jou tantrums nie. Voel julle is reg? Dat ou vir my kan bel op 99 na te kom gewaarsku. Jy moet nou kom. Nonsens man. Gaan nie nou kom nie, jy wou nie luister nie. As jy krisis het, is ek daar. Maar jy gaan moet luister wat God sê. Maak God die spaarwiel. Kan jy hom nie blameer vir waantoe jy gestuur het nie. Maar maak God die stuurwiel. Sit back and relax. Enjoy the ride. God is in beheer. Mag die Here u seën, mag die Here u salf. En mag jy in hierdie tyd die regte besluit maak. Maar die Here sê vanmôre, kies die regte keuse, sodat dit baie van jou lewe vir jou sal afhou. En Bysie sê by geleentheid, sê, jy het darem maar baie onregverdige of 'n moeilike lewe, want jy kan nie saam ons als doen nie. Ek sê, dink jy so? Ja, jy gaan nie saam ons jol toe nie, jy dink nie, en doen nie die en die saam met ons nie. Ek sê, dink jy regtig, ek mis uit? Ja, jy mis uit. Ons praat later weer. Op die einde van die dag het ek nie uitgemis nie. Ek het uitgemis op al die seer en die hartseer. Want dis net 'n tyd lank. Kies vandag vir Jesus. Kom ons staan, kom ons bid. Ek voel so sy teenwoordigheid hier. Ek sukkel om af te sluit. Here, Saryan Darabakur Sarabayenda. Ek is vanmôre bewus van nie. Ek is vanmôre so bewus van die salwing, Here. Ek weet nie wat ek moet maak nie. Ek weet nie of ek wil lag of huil nie. Ek weet nie of ek wil staan of spring nie. Here, ek is bewus van die teenwoordigheid. U sê vanmôre vir u volk, jy wat 'n oor het om te hoor, hoor wat my gees vir jou sê. Jy voel, ag, jy's nog jonk. Dit maak nie saak nie. Here sê vanmôre vir jou, luister mooi. Luister mooi, jy's nooit te jonk om seer te kry nie. Jy's nooit te oud om die regte keuse te maak nie. Luister vanmôre. Vader, ek bid nou vir elkeen wat hier is. Elkeen wat vanmôre besluit neem in hulle hart, maar ook in liggaam en ook met daad besluit, ek gaan die Here dien. Ek soek nie hierdie wêreld en sy veiligheid nie. Elkeen wat nou 'n besluit neem, Here sien hy nou raak. Daar waar jy staan, jy kan net jou hand opsteek. God is bewus van jou. God weet vanmôre vir jou. Nee, jy steur jou aan mense nie. God is vanmôre bewus van jou. As jy vanmôre as God
sien vanmôre, elkeen wat vanmôre voel, Here, ek wil nie aangaan met hierdie goed nie. Here, ek wil die regte keuses maak. Ek wil U dien soos wat U gedien wil word. Ek wil U dien vir wie U is, Here. Ek bid nou vir genade. Ek bid vir guns, ek bid vir wysheid, ek bid vir insig, ek bid vir kennis, ek bid vir verstand. Seën elkeen, salf elkeen, hou ons by mekaar, druk ons vas teen U bors, Here, sodat U verheerlik sal word. Word dan op hierdie oomblik verheerlik. Word verheerlik, Vader, in en deur ons lewens, in en deur hierdie Kersseisoen, hierdie Christus seisoen, hierdie feestyd wat ons as kinders van Here vir U eer bring. Here, nie ou vet mannetjie met 'n wit baard nie, rooi pakkie nie, nee. Ons bring eer aan God. Ons bring erkenning aan God. Want sonder Christ is dit maar net mas. Maar Here, ons is vermore. Erken ons U as ons alles. Seën nou elkeen, help elkeen en word verheerlik deur elkeen se lewe. Verdaag ons onder die kosbare bloed van Jesus Christus tot ons weer by mekaar kom. Here, laat ons deur hierdie tyd sal vashou aan die genadehand van U. En ek weet 2026 sal 'n uitklopjaar wees vir die kinders van die Here. Sal 'n geseënde jaar wees vir die kinders van die Here. 'n Jaar van herstel en opbou. In die naam van Jesus Christus word dan nou verheerlik in Jesus naam. Amen.